Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Ons is almal gevorm. Dit beteken dat die manier waarop ons dink, wat ons dink, die tekstuur van ons denke, is alles vir ons gegee. Al dink ons is baie oorspronklik. En dit wat ons dink en dit wat ons doen, uniek deur ons geskep is gebore uit dit wat vir jou gegee is. En is veral die Engels, jou parents, jou peers en jou professors, wat jou geleer het en vir jou gegee het wat jy nou het. Jou ouers, deur modellering, maar deur wat hulle vir jou sê. Jou vriende by die skool en dan groter, die kultuur waarin jy geleef het. Want die groot groep het ook 'n sekere manier van dink en 'n sekere manier van doen en dit alles word op ons oorgedra. En ons professors is hierdie groot, invloedryke gesagsfigure in ons lewe waarna ons opgekyk het. Dit bring mee dat alles wat ons hoor, ons waardes skep en vorm. Waardes is daai goed wat jy in jou het, dit is wat jy ag in die lewe. Baie van ons is onbewus van dit wat ons regtig ag. Dis waaruit jy besluite neem. Jy hou van iets of jy hou nie van iets nie. Jy dink iets is waardevol of iets is nie waardevol nie. Dis vasgelê in jou deur die kondisionering waardeur jy gegaan het. Jou houdings kom uit jou waardes uit. Dis jou ingesteldheid. Jy sal net by 'n plek kom en jou ingesteldheid is negatief. Dit is klaar omdat dit vasgelê is. Hou verband met jou waardes. Jy het 'n bril waardeur jy na die lewe kyk. Baie noem dit jou paradigma waarmee jy leef. En 3 van die grootste idees wat ons het, bepaal 80% van alles wat ons besluit sonder dat ons dink daaraan. Dit is wat ons dink van onsself, wat ons dink van die wêreld, hoe die lewe werk, en wat ons dink van dit wat van uiterste belang is. Vir baie van ons, wat God is, wie God is. Dan lê daar ook die persoonlike vlak. Daar is goed vir ons gesê. Idees is aan ons verkoop. En dit het ons diep gevorm in ons binneste. Dit het ons seer gemaak, of dit het ons gebou. Dit het vir ons 'n goeie selfbeeld gegee. Ons voel goed oor onsself. Ons dink ons is okay. Of ons dink ons is nie okay nie. Ons gaan dit nie maak nie. Ons lewe met idees, met 'n innerlike funksionering, met 'n binnekant, wat ons lewe bepaal. En dis vir ons gegee. So hier is die ding met Jesus. Toe hy kom, toe nooi hy dadelik disippels uit. En hy sê vir hulle, volg my. Dit was 'n groot eer gewees. Want jy kan nou saam met iemand gaan bly, wat meer weet as jy, wat beter weet as jy, en wat vir jou al hierdie goed kan oordra en gee. So Jesus as rabbi, nooi disippels uit om saam met hom te wees, sodat hulle kan leer by hom, om te word soos wat hy is. Sodat hulle innerlike wêreld kan omvorm, sodat hulle kan begin dink soos hy, kan begin voel soos hy, dat hulle waardes kan skuif, hulle houdings kan skuif, hulle ingesteldheid in die lewe, teenoor hulle self, teen God, teen alles, dat dit kan verander. Ons kan met sy sin leef, sê Paulus. We can have the mind of Christ. En hierdie uitnodiging is nou om bewustelik, intentioneel om te gaan met hom. En dit is wat disippelskap vandag ook beteken, om 'n volgeling van Jesus te wees. Beteken dat ek besluit om hom nou te volg. Met hom tyd te spandeer, sodat ek in my innerlike wêreld kan skuif verander, sodat ek soos hy kan word. Luister na Jesus se woorde, toe hy met sy disippels praat, en jy kan dalk jou oë toemaak, en net luister vir 'n oomblik. These words I speak to you are not incidental additions to your life.
homeowner improvements to your standard of living. They are foundational words, words to build a life on. And if you work these words into your life, you are like a smart carpenter who built his house on solid rock. Rain poured down, the river flooded, a tornado hit, but nothing moved that house. It was fixed to the rock. But if you just use my words in Bible studies and don't work them into your life, you're like a stupid carpenter who built his house on the sandy beach. When a storm rolled in and the waves came up, it collapsed like a house of cards. Jesus sê, ek het dit waarna julle soek. Ek het die woorde van die lewe. Ek het woorde, idees, konsepte, begrippe, waarop jy jou lewe kan bou. Wat jou lewe sal laat werk. Op 'n kol kom sy disippels na hom toe. En baie mense draai om en hulle sê, dit wat hy sê kan ons nie meer identifiseer nie. Is te moeilik, is te swaar en hulle loop weg. En Jesus kyk na hulle en hy sê, gaan julle ook nou gaan? Hulle sê, waarna toe kan ons gaan? U het die woorde van die lewe. En Jesus sê, ja, wat ek vir julle gee, is woorde wat lewe bring. Woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Luister daarna, vat dit, gee ag daarop, aanvaar dit, en werk dit in jou lewe in. As die woord nie in jou opstaan nie, sal niks in jou lewe bly staan nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord wat U vir ons gegee het. En ons vra dat U in ons honger sal skep vir hierdie woorde van die lewe. Help ons om te kan luister, help ons om te kan hoor, te kan aanvaar, met hierdie woorde te leef, sodat ons innerlike wêreld kan omvorm, kan verander, kan word soos wat U is. Ons dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen.